Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek wil net weer eens begin deur baie dankie te sê vir elke liewe persoon wat in ons bediening insaai. Dankie vir jou hart. Dankie dat jy glo in wat ons doen en dat jy bereid is om ons ook finansiëel te ondersteun en te help om aan te hou met ons bediening. Weet verseker, ek en Ina waardeer jou verskriklik baie. En ons bid vir jou vir 'n oes wat jou asem sal wegslaan. Christus in ons, die hoop op die heerlikheid. Ek mediteer die laaste tyd baie hieroor en veral saam met Kolossense 2 vers 9 en 10 wat sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. Die 2020 vertaling skryf dit so. Hy sê, want in hom, en hierdie hom is Jesus, want in Jesus woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. En dan sê hy in vers 10, en in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. In Jesus woon die hele volheid van die Godheid. En in Jesus is julle met hierdie volheid vervul. Geliefde, ek weet nie waarmee jy op hierdie oomblik besig is nie, behalwe om natuurlik na hierdie boodskap te luister. Maar as jy kan, stop net eers hierdie boodskap en dink hieroor na. Sien dit in jou verbeelding en vra die Heilige Gees om aan jou die omvang hiervan te verduidelik. Jesus, met die volheid van die Godheid, is in jou. Jesus, met die volheid van die Godheid is in my. En as jy nie nou dadelik kan stil word en nie op fokus nie, onderneem asseblief om dit vanaand of môreoggend, om wanneer ook al jy binnekort 'n geleentheid kry om dit te doen, maar raak stil en vat tyd en mediteer hieroor. Laat dit in jou gedagtes maal. Laat toe dat die Heilige Gees dit in jou hart kom bevestig. Jesus, met die volheid van die Godheid, is in my. Die woord sê in Romeine 12 vers 2 vir ons wat ons moet doen as ons wil verander. En hy vergelyk hierdie verandering met metamorfose, die proses waarin 'n rispe, 'n wurm, verander in 'n skoenlapper. Onherkenbaar van wat hy voorheen was. En hoe ondergaan ons hierdie merkwaardige verandering? Ons begin eenvoudig anders dink. Die 2020 vertaling skryf hierdie vers so. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke. Die New King James sê, but be transformed by the renewing of your mind. Word onherkenbaar verander, nie deur harder te probeer nie, nie deur op jou tande te byt nie, nie deur hierdie stap en daai stap en hierdie ding en daai ding nie. Word verander, onherkenbaar deur jou denke te vernuwe. God het reeds die asemrowende verandering in jou gees gebring. Hy het jou reeds gewederbaar en jou reeds 'n splinternuwe skepping gemaak, 'n seun van hom. Jesus het reeds vir jou sy geregtigheid gegee. Hy het jou reeds geheilig. Hy het reeds sy gees met jou gees verbind. Jy's reeds perfek. Al die verandering aan die binnekant van jou is reeds gedoen en afgehandel. En Jesus is reeds met die volheid van die Godheid in jou. Ek en jy het vandag alles wat ons nodig het in ons. Ons het nie nodig om vir enigiets te soebat of te smeek nie. Ons hoef nie eens vir verandering te smeek nie. Alles wat ons nodig het om in hierdie lewe in absolute oorwinning te leef, elke oomblik van elke dag en onder alle omstandighede, is reeds in ons. Wat het jy meer nodig as die volheid van God? Niks kan die volheid van God troef nie, en dit het jy reeds. Wat ons nodig het, is nie meer van God nie. Ons het reeds die volheid van God in ons. Wat ons nodig het, is om oor hierdie waarhede te mediteer en om ons manier van dink te verander. Begin bietjie jou verbeelding inspann
en sien hom in jou. Sien hoe hy deur jou spoel, sien sy lig in jou wat alle duisternis verdryf, sien sy opstandingskrag in jou wat alle siekte verdryf, sien hom in jou wat al jou depressie tot 'n nul laat verdwyn, want hy is in jou en hy in jou is jou hoop, hy in jou is jou krag, hy in jou is jou oorwinning, hy in jou is jou verandering. Jesus in jou is alles wat jy nodig het. Here, dankie dat U in my is met U volheid. Help my Here om my gedagtes te vernuwe tot hierdie waarheid. Maak hierdie waarheid vir my 'n openbaring in my hart soos wat ek hieroor mediteer, Here, dat dit deel van my denke, deel van my lewe, deel van my bestaan sal wees om te weet dat ek weet Christus is met sy volheid in my en dis my hoop en dis my heerlikheid. Ek sal U sien, ek sal U goedheid ervaar in hierdie lewe, want U is my hoop. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.